shadows burn like a fire. Dankie Here, Jesus, die naam by elke naam. Die een wat gekom het om ons te red. Die een wat gekom het om vir ons lewe te gee, lewe in oorvloed. Jesus, ons eer U naam, ons loof U, ons prys U. Dankie dat ons net U gelos het nie. Dankie dat die Heilige Gees uitgestort het. Heilige Gees, dat U by ons is, dat U ons lei, dat U ons elke dag herinner wat Jesus gesê het. Dat U ons elke dag nadring om te besef hoe onvoorwaardelik lief God die Vader ons het. Here, ek ken nie elkeen se omstandighede hoe hulle vanoggend hier ingestap het nie. Maar een ding wat ek weet, U het saam met hulle ingestap. U het nie vir hulle gewag nie. U is nie net in 'n gebou nie, U is elke oomblik van elke dag met ons. Dankie vir U liefde. Dankie vir U compassion. Dankie vir U genade. Ons loof en ons eer U en die gemeente antwoord. Amen. Ek weet nie of het vir julle boek so klink nie, maar het klink vir jy voordat ek in 'n blik praat en ek raak karsiek in 'n blik. So as julle dalk net gaan kyk. Goeiemôre almal. My naam is Jan. Ek sien van die leraars hier. Baie welkom. As vandag jou eerste keer by ons gemeente is. Hoop ek regtig of ek glo julle gaan die diens saam met ons geniet. Dankie Madeleine julle vir die wonderlike worship voor die tyd. Baie welkom vanoggend hierso. So net 'n paar goedjies. Ons registrasie vir die formasiekursus vir die graad 11s en 12s is nou oop. Dis baie soos dis nie presies nie, maar soos die belydenis van geloof. Soos die graad 11s en 12s vorm in hulle volwassenheid in hulle geloof met God. Maar dit gaan die hele derde kwartaal wees, van die 20ste Julie tot die 21ste September. Registrasie is baie belangrik. So by die infodesk, as jy iets het wat lyk soos 'n graad 11 of 'n 12, gaan skryf hulle in daar, of praat met Dani. Ek sien nie, so as jy nog kinders is, hoor julle gaan boarding preek vandag luister, daar's great goed by die kinderbediening, hulle het vandag diere en honde, en ek weet nie alles nog daar nie, dinosaurs en goed, so julle kan daar gaan kyk. Ek wil net 'n bietjie feedback ook gee, julle wonder seker as julle sien al die stootskrapers en die trokke wat hier is, ons is nie besig om 'n mall te bou nie, ons is net besig om te kyk wat die moontlikhede is vir die toekoms, hoe is die spasie optimaal kan gebruik. En ek wil net dankie sê vir Jasper Fourie wat hierdie hele projek doen en finansier. Ek weet dis 'n baie groot projek en hy werk baie vinnig. Dis altyd vir my, ek het 'n Thomas geloof, so iemand kom en sê hulle het 'n idee en dan sien ek so 'n idee. En dan kom hulle en die 5 brode en 2 visse word net in die Here se genade groter. Dan veiligheid is belangrik, ek het dit seker al gesien. Ons het 2.8 km elektriese heining reg rondom die eiendom nou, met kameras en ligte. Ek wil vir Johan Weideman ook baie dankie sê, wat dit vir ons opsit, en die ander donateurs het ook bygedra het vir daai heining. Veiligheid is vir ons belangrik, so ons wil seker maak, almal wat hier is veilig. Dan ondersoek ons 'n moontlikheid om daar klaskamers op te sit vir die kinderbediening. Al daai kinders kan nie net in die view bymekaar kom nie, en hulle is besig om te groei elke Sondag. So ons kyk na die moontlikheid as jy enigstens te doen het met containers of iemand wat daarmee werk om praat my. Ek praat nie van as jy nou familie van jou, ja amper sê ek net verkeerd, van die Kaap af wat 'n container van 'n skip af gesteel het. Ek praat nie van so ene nie. Ek praat van as jy 'n ordentlike ding het of 'n ander plan het, kom praat met my. So die primêre groei gebeur in die gesin en ons sien baie uit na ons gesinsreeks wat volgende Sondag begin. En ons gaan vir Dani en vir Berna wat by die kinders en die tieners werk nooi en ons gaan hulle in die diens inbring, maar die kinders en die tieners gaan ook saam met ons in die diens wees. Ons sien baie na dit uit. En Augustus maand is ons mental health maand en ons is besig om 'n paar mense op te lei. Ons is ook besig om hierdie kamer hier so regs voor te berei vir 'n beradings en 'n gebedskamer. Ons baie opgewonde daaroor en dan September is ons worship fees. Ons is ook baie opgewonde oor 'n baie groot aankondiging wat ons gaan maak in daai tyd. So watch this space. Dis is al ja, dit my nog altyd gevang dan eindige episode to be continued. Nou is dit nie 'n probleem nie. Jy gaan net na die volgende ene toe. Daar's nie meer wag 'n week nie. Jy binge watch sommer net klaar. Maar hierdie is watch this space. Ons gaan 'n baie groot
aankondiging maak daar. Ek sluit vandag ons Pinksterreeks af, en was nie regtig 'n geseënde reeks gewees nie, dalk geseënd omdat ek nie gepreek het nie, Herman en Stefan, maar veral verlede week, die van ons verlede weekie was, Erik Haal met sy getuienis kom lewer, die akteur wat die kruis ontwerp het en vir ons gemaak het. En as jy een van hierdie preke gemis het, gaan asseblief gaan kyk op ons Facebook of op ons YouTube channel, gaan kyk het gerus daar. Nou, toe ek klein was, het my neefies en niggies, my bynaam was priester, want ons het vir alles gebid, of hulle Rome sê, as jy 'n chocolate opmaak, het ek gebid, ek het vir almal met hulle gepraat, en te kere gegaan, het ek die laaste keer tot bekering kom, het ek regtig in die persoon geraak, met die intense dringendheid, om almal te bekeer, ek het die regte Bible basher geword, as mense my sien aankom, ek het gepreek, of jy het nou wil hoor of nie, en die beste van alles is, ek het toe nie vir die kerk gewerk nie, so ek het freelance preek gedoen. En ek en my vriend Eugene het 'n kursus doen, die EE3 kursus, die evangelisasie kursus is, waar ons baie opleiding gekry het, ons was op die einde toe in die strate in, en dit was spesifiek gerig op hoërskoolkinders. En ek is reg, en ons by ons eerste huis, stop ons, en die volgende kom jy 'n perd uit Kaalbolyf met 'n polyshot. En ek dink vir myself, Boeta, vandag gaan jy uitneel. En ek is klaar reg, as hy ons nie gaan nooi nie, het ek klaar teenantwoord om hom te antwoord. Ekskuus, nou met die paal vinniger loop. Dankie. So die perd staan na Kaalbolyf net met polyshots aan, en ek is reg vir sy teenantwoord, as hy ons nie gaan innooi nie. Maar die mense wat vir Reino ken, die Meybers ken hom goed, dit is seker die mees vriendelikste persoon wat ek nog in my lewe ontmoet het. Hy hug ons almal, en nooi ons vriendelik om in te kom. Ons het skaars gesit, voor hy nog iets kan sê van koffie, toe is ek al klaar, weet jy as jy vanaand gaan sterf, waartoe jy gaan? En toe vang hy my weer verkeerd. En hy vertel my die wonderlike storie van sy verhouding met Jesus. En ek is sommer afgesit. Ek is regtig afgesit. Plek van bly is ek afgesit. Ek sê, hoor, is jy seker? Is jy seker, is jy seker, is jy seker? Wel, hy is vandag hier, hy was toe 17, ek was seker toe 19 en 'n half. Dis hele paar jaar terug, so hy sal steeds hier. So, dit was vir my net soos, okay, nee, maar, daar moet iemand wees, ek moet hom praat, ek kan net van sê, dis reg. Ek het by FNB gewerk vir 8 jaar, voordat ek in die bediening ingegaan het, en daar was 'n ou gewees, wat baie regheid en duidelik gesê het, hy glo nie in God nie, en baie daar gepraat het, en ek het myself voorberei, ek het hom eendag gekorner, en begin vra, en die ou begin my toe baie vra soos, wat van die crusades, en wat van dit wat in die naam van Jesus gedoen is, en al hierdie vrae, en hoe meer vrae hy vra, minder antwoorde het ek. En soos my vasvra, dacht ek, nee, nou gaan ek my troefkaart neersit. Sê vir my, you can ask all the questions you want, but ultimately you're gonna burn in hell. My lese was draai of braai. Ek is skaam om dit vandag te sê. Ek is skaam hoe ek met mense gepraat het, ek het nog 'n klomp ander stories wat ek nie hier sal herhaal nie. Waar ek gedink het, ek gaan uit, ek is Joan op Ark op 'n perd, of ek weet nie wie ook al dit was nie. En ek gaan mense verander. En vriende, ek dink die hartseer ding is dat partykeer gaan ons Christene uit met hierdie opdringende boodskap, soos amper soos die verkoopsmense wat jy die hele tyd bel, om ander te laat inteken op ons agenda, en alles ons bedoelings hoe goed, ek meen my bedoeling was goed geweest, maar partykeer doen mense meer skade as wat jy goed doen. Nou die kultuur is besig om verskriklik baie te verander, vinniger as in die verlede. Nou ek wil 'n paar observasies maak, hoe die konteks van die kultuur verander het in die laaste paar dekades, en die impak wat dit gehad het op evangelisasie. Stefan het verlede week gepraat, oor ons moet gaan evangeliseer, hoe ons evangeliseer ons, en ek wil vandag praat, hoe ons as kerk evangeliseer. So, ek gaan my glad nie voordoen as 'n expert hierop nie, ek is glad nie slim soos my kollegas Stefan en Herman nie, so ek bring dit vir julle op 'n Oosrand level. Kyk, as ek dit kan verstaan, gaan jy dit kan verstaan. So daar's 3 hoof basiese tyds aanduidings. Eerste premodernisme. So premodernisme is omtrent vanaf die Nuwe Testament geskryf is, tot omtrent by die 1500s. En die meeste mense was ongeletterd gewees. So die waarheid was gebaseer op mag, op autoriteitsvlak.
In die premoderne tyd het jy nie autoriteitsvlak gequestion nie, want daai mense is geleerd. Dit was 'n tyd gewees van konings en biskoppe en keisers. En alles het gegaan oor mag. Toe kom modernisme en het gegroei van die 1500s af en hulle het basies geglo dat rede sal die antwoord wees vir alle probleme. Die gebeure wat gelei het tot dit wat in die 1600s gebeur het, was die drukpers wat begin het, die opkoms van wetenskap en snaaks genoeg die protestante hervorming. Die kerk het verander om te sê, maar daar is nie net sekere mense wat die Bybel kan lees nie. Ons vertaal dit nou in ander tale ook, dat almal die Bybel kan lees. En die moderniste mense het geglo dat alle menslike ewels sal opgelos kan word deur redenering of tegnologie. Moderne mense het gefokus en gekommunikeer op skrif, op geletterdheid. En toe begin postmodernisme, nou hulle is nie 100% seker wanneer begin nie, van die mense het gesê, dat dalk 1980s begin. En toe kom die postmodernisme en sê, maar ons vertrou nie meer oor hierdie dat rede en tegnologie als kan verander en probleme oplos nie. Want tegnologie het net so baie probleme geskep, as wat dit antwoorde geskep het. En premodernisme het verdag geraak oor al die verskillende agendas wat mense het. Agendas wat ek gehad het, soos, ja, ek wil met jou praat, maar ek het eintlik 'n agenda, ek wil jou eintlik vertel dat jy hel toe gaan, en dat ek jou kan help om in die hemel in te kom. En postmoderne mense het begin kommunikeer, of nie begin nie, ons nog steeds digitale tegnologie en die internet. En die kenmerke is dat hulle het 'n klem op verdraagsaamheid, en hulle het 'n oortuiging dat daar nie iets is soos absolute waarheid nie. En hulle is op individuele vryheid. So ek kan vandag sê, ek identifiseer as anoreksiese man, en niemand van julle kan my stry nie. Dit gaan nie oor feite nie, dit gaan oor dis wat ek sê, en wat ek sê en ek glo, is die realiteit wat almal moet glo dan. Vriende, die rede hoekom ek hierdie goed vir julle sê is, om die rede ek glo dat die kerk nog steeds modernistiese tegnieke gebruik, om 'n evangelie te bring in 'n postmoderne wêreld. In modernisme het dit gegaan oor, ons doen verowering. Mense het gegaan met die Bybel in die een hand en die swaard in die ander hand. Christopher Columbus was 'n goeie voorbeeld gewees. Hy het ingegaan om die evangelie te vat, maar hy was glad nie bang gewees om met geweld en met krag die boodskap te versprei nie. In modernisme gebruik die Christelike stelling soos ons verower stede vir God, ons wen siele vir God. Ongelowige mense of nie Christene is nie woorde wat eintlik resoneer by jou nie, of jou eintlik laat goed voel nie. En as ons eerlik is, hoeveel slegte goed is al gedoen in die naam van Christendom? As ons nou regtig wil eerlik wees, kom ons sê dit vir mekaar hier binne as die kerk, ons wil nie van, maar dis die waarheid. Daar's bad goed wat gebeur, en daar's nog steeds erg slegte goed wat gebeur. Al is jou bedoeling hoe goed. Ek dink die evangelie, of evangelisasie, moet meer fokus op diensbaarheid. Moeder Teresa praat een keer by 'n presidensiële ontbyt, en sy praat oor abortus. En sy sê, as enige iemand daar is en jy wil nie 'n baba hê nie, moet hom nie aborteer nie, gee hom vir my. Ek sal hom groot maak. En almal het geweet sy is die waarheid wat sy praat, want dit is wat sy gedoen het, sy het mense versorg. Maar net buite is daar mense wat protesteer. Christene, met plakate wat sê, God hates baby killers. With blood on your hands, you're going to hell. You will burn forever. Ek praat nie van abortus reg of verkeerd nie. Ek praat van wat is die boodskap wat hierdie persoon kry van Christene af. Wat is die prentjie wat ons van God skep oor hoe hy oor hulle voel? Want kom ons sê abortus is verkeerd en is sonde, wat ek persoonlik dalk dink nie reg is nie, maar daar's debatte daaroor. Maar ek dwing mense in die hel. Ek lieg. Maak dit my 'n beter mens as daai mense? Is dit 'n kleiner of 'n groter sonde wat ons doen? In die verlede was evangelisasie 'n program gewees, maar vandag is dit verhoudingsgedrewe. Mense raak agterdogtig as iets in 'n program hulle verkoop word, wat net so kan gebruik word om Amway of Tidal hulle kan verkoop. Dink aan, mense is soos, hoorie, maar what are you trying to sell me here? En modernistiese evangelisasie het dit baie oor 'n gebeurtenis gegaan. Vandag gaan dit oor 'n proses. Verstaan my reg, ek het nie 'n probleem met gebeurtenisse. Ek was omtrent op al die Mighty Men konferensies. Ek was al by groot gospel bymekaar kom plekke.
Maar wat van die mense wat saam met jou werk? Die kinders wat saam met jou kinders op skool is, wat nooit na so gebeurtes toe gaan nie. Hoe gaan hulle van die evangelie hoor? Daar's definitief 'n plek, hoor my reg, vir gebeurtenisse, vir hom Angus, vir hom by mekaar kom. Maar as ons om ons kyk, is dit nie op einde net maar al die Christene wat na hierdie events toe gaan nie. Wat van die mense wat nie glo nie, wat nie Christene is nie? Ek dink daar's plek vir dit, maar daar moet ook 'n proses saam met dit wees. In modernisme was die doel gewees om te wys dat die boodskap waar is, maar in postmodernisme is die doel om te wys dat die boodskap relevant is. As ek met my vriende praat wat nie in die Here glo nie, sê hulle vir my, so what? Wat gaan my lewe verander as ek nou sê, okay, ek word 'n Christen? So what? Wat gaan nou verander? Gaan ek beter parking by die kerk kry? Gaan ek in die mall ry en dan bid ek vir 'n parking en dan gaan daar een reg voor Woolworths oop? Wat is die benefit vir my daarin? In modernisme moes alles bewys word en uitgeredeneer word om te bewys dat die geloof in Jesus nie irrasioneel is nie. Hartseer genoeg, die kerk was daar ook maar weer bietjie stadig geweest. Want mens mag nie vra nie. Jy kan nie net dominee toe gaan iets vra soos, hoorie maar wat van die kruistogte of hoorie verduidelik dit gou vir my hoe het hierdie gebeur nie. Jy moet maar net glo, daar's nie vra nie. Maar gelukkig het ons nou baie hulpbronne wat ons help om te sê ons geloof in Jesus is intellektueel geloofwaardig. Daar's 'n baie bekende joernalis Lee Strobel in Amerika wat 'n hele paar jaar terug, hy is 'n uitgesproke ateïs en sy vrou het 'n Christen geword en baie kerk toe gaan. Hy was naderhand so geïrriteerd met haar gewees dat hy besluit hy gaan vir eens en vir altyd navorsing doen om vir haar te wys wetenskaplik, jy glo 'n klomp nonsens. En hy het in diepte gegaan, die Bybel, ander geskrifte, alles wat jy kan navors. En met al sy navorsing en al die feite wat hy het hy tot bekering gekom. En gesê, hy kan nie anders as om te glo daar is 'n God nie. Hy het boeke geskryf so The Case for Christ, The Case for Creator, The Case for Resurrection, 'n klomp van daai. Want mense wat op 'n intellektuele manier wil verstaan om te sê, maar jy kan net vir my sê wat ouma het gesê ek moet glo nie. Verduidelik vir my dat hierdie goed waar is. Dat dit nie die goed is wat in die Bybel staan nie, maar wat op ander plekke ook kan bewys dat Jesus geleef het. Die Christelike geloof, ek sal sê postmoderne mense wil nie meer regtig weet, is dit waar nie. Maar hulle raak agterdogtig as iemand sê, maar hoorie, ek het die regte antwoord, daar is net een antwoord. Postmoderne mense vra of die geloof van Christene werk. Hulle wil nie weet feite oor God nie. Ek kom agter vir al die jonger mense, die Gen Z's is, hulle wil God self leer ken en self ervaar. En wanneer hulle God ervaar en leer ken, dan word hy vir hulle relevant. Dan kan die vraag anders se vra, maar hoorie, wat se verskil gaan dit in my lewe maak? Hoor my reg, so ek sê nie al die goed is reg nie. God is nie net daar om te kyk wat gaan alles vir my doen nie. Maar vir iemand om daai stap te vat, vir iemand om oor te gaan, sit hulle met hierdie vraag, of hulle sit met hierdie wonder en dit keer hulle om oor te gaan. Ek dink ons moet eerstens vir mense wys dat die boodskap van Jesus relevant is. En daarna sal hulle self besef die rede hoekom dit relevant is omdat dit waar is. Vir ons lewe in 'n gebroke wêreld. Mense smag na verhouding, na vriendskappe, na authentic vriendskappe. Nie Jan wat net jou pel wil wees want hy wil jou convert nie. Ek het hom verander hoor, net so by the way. God het my verander. Veral wanneer hulle deur 'n moeilike tyd gaan. Kyk 'n bietjie, dis wanneer jou vriende wat nie glo nie, dadelik kyk hoe ons Christene optree. Do you practice what you preach? Do you walk the talk? Jy praat van hierdie Jesus en al die mooi goed, maar nou gaan dit moeilik, hoe tree jy nou op? En vriende, elkeen van ons se lewens het 'n storie. Ons as Christene se lewensstorie beteken meer vir ongelowiges as wat ons sê. So het 'n kerk ook 'n storie. Maar baie van hulle is hartseer stories. Daar's baie kerke, ek praat nie van daar's baie kerke in Suid-Afrika wat op oomblik hulle deure toemaak, wat verkoop word en moskeeë word. Kerke, gemeentes wat saamsmelt. In Europa is die meeste van die kerke museums en van hulle selfs verandering kroof. 'n Vriend van my was nou onlangs in Holland gewees. Dis 'n mooi pragtige kerk wat nou 'n kroeg is. Ek kon nou die video wys, maar die orgelpype is ook aan die ander kant. My vraag is,
Kan dit wees dat die kerk, dat mense nie meer glo in die kerk se storie nie? Dalk is die kerk nie meer relevant nie, want dit bly nie by met die verandering in die kultuur en die konteks in ons samelewing nie. Dit word iets histories. Net soos kommunikasie en tegnologie verander, moet die manier waarop ons die evangelie verkondig verander. Dit moet verander. Hoor my reg, die boodskap van Jesus, die evangelie, het en sal nooit verander nie. Die manier hoe ons dit kommunikeer moet verander. Ek sê nie ons moet compromise en verander om mense te help en te sê, okay, kom ons verander. Die boodskap is die boodskap, die woord van God is die woord van God, maar die manier hoe jy dit oordra, gaan 'n verskil maak of jy mense se lewens gaan verander. Net voordat Jesus opgevaar het hemel toe, het hy sy disippels se laaste opdrag gegee. Ons noem dit die groot opdrag in Matteus 28. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is al die mag gegee in die hemel en op aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Op Pinkster is die Heilige Gees uitgestort en die Heilige Gees bekragtig die disippels om uit te gaan en die opdrag uit te voer, om te gaan evangeliseer. Maar vriende, Jesus het die opdrag ook vir die kerk gegee. Hy het dit ook vir my en vir jou gegee. Die Heilige Gees bekragtig ons ook om daai nuus aan te dra. Die evangelie word nie net verkondig, so Stefan verlede week gesê het, deur mense wat na 'n ander land toe moet gaan nie, of deur mense wat die voorstaan om te sê, die predikant moet dit sê nie. Mense luister nie regtig vir my nie. As ek by 'n braai is, ons almal staan daar, en ons kuier, en nou kuier ons langer, en nader kyk so, wat doen jy? Nee, jy's 'n prokureur. Wat doen jy? Nee, ek verkoop, whatever. Wat doen jy? Nee, ek besit 'n besigheid. En as uitvind ek's 'n predikant, ek kan nie sê hoe ver hy 'n sigaret uitspoeg, en sy drank agter sy rug sê, sorry dominee, sorry. Niemand vertel grappe nie, almal praat anderster, almal vermy my, en eers kry 'n vrou my om in 'n hoek vas te keer en vir my huweliksberading te vra vir 30 minute. Om te kla oor haar dronk man waar haar staan, en sê, sien jy dominee, dis. Mense luister nie na my nie, want hulle sê, jy word betaal om dit te sê. Mense kyk na ons elkeen, ons skuur skouers in mense elke dag in ons lewens. En dis waar ons die verskil gemaak. Dis waar ons die evangelie kan uitdra. Maar dis hoe ons dit gaan doen. God wil die kerk gebruik. Hy wil ons gebruik om van God se intieme verhouding wat hy na smag vir elkeen van ons te praat. Daai onvoorwaardelike liefde. Ervaar mense, onvoorwaardelike liefde as jy van God praat. Ek lees nou 'n boek, ek moet nou mooi dink, dit is vir my so mooi, die ou sê 3 goeds om die lewe op. Live loved, love living, and live loving. Lewe dat jy weet jy's geliefd, jy's 'n kind van God, jy's gered. Geniet die lewe is in oorvloed, Jesus het vir jou die lewe gebring in oorvloed. Maar leef ook in liefde met ander mense. As mense met jou in omgang is en hulle weet jy's 'n Christen, ervaar hulle daai liefde, of wat ervaar hulle wanneer hulle by jou is? Jesus gebruik ons elkeen om daai boodskap oor te dra. Ons hoor baie getuienisse en dit raak al hoe meer in Indië waar Jesus en mense aan moslems in 'n droom verskyn of in hulle kamer en hulle kom tot bekering sonder nog ooit 'n Bybel gelees het of ooit die evangelie gehoor het. Maar as dit God se plan was, sou dit oral dan nou gebeur het. Dan sou Jesus nooit gesê het, gaan dan uit en verkondig die woord nie. Sou die disippels nie doodgemaak is omdat hulle die hele tyd aanhou praat om te sê Jesus is die Messias, Jesus is die enigste weg nie. God wil deur my en jou werk. Ons is Jesus se hande en voete. Ons as Christene moet op 'n manier lewe dat mense iets anders in ons kan sien. Ek praat nie van 'n skynheilige holier than thou lewe nie. Ek praat van 'n lewe van genade, 'n lewe van compassion, 'n lewe van hoop, 'n lewe van vergifnis, 'n lewe van versoening. Daar's 'n klise wat nogal waar is wat sê people don't care how much you know until they know how much you care. Wanneer ons opregte compassion en besorgdheid vir ander mense wys, dis wanneer ons oop is vir verhouding. En wanneer daar verhouding is, kan daar transformasie plaasvind.
Ruimse gemeente se visie is connect waar jy is. Okay. Ek het 'n Oosrand remote. Ek klap een keer, die volgende keer klap ek jou. Sorry ouens, ek weet daai ding hak partykeer vas, dis nie hulle nie. Daai program maak regtig partykeer vas. Dankie. Ruimse gemeente se visie is connect waar jy is. So ek wil net 'n bietjie praat oor hoe ons Ruimse gemeente as ons gemeente evangeliseer. Hoor my mooi, as jy volgende besoek. Ek sê nie ons het die antwoord, ons is die kerk, ons doen alles reg nie. Ek probeer vir jou verduidelik, jy is op die oomblik in hierdie gemeente en dis hoe ons dit doen, dis hoe ons dit aanpak. Daar's baie maniere. So groot soos God se genade is, so groot is daar maniere om te doen en elke kerk het 'n doel in die area wat hulle is. Maar ons is hier geplant op hierdie berg, in hierdie area, in Creersdorp vir 'n rede. Connect waar jy is, beteken, toe ons hier aan gedink het en oor gebid het, is dat God wil met jou connect net waar jy is. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jy gedoen het nie, of nie gedoen het nie. Jy hoef nie eers perfek te word, of 'n goeie mens te word, of te verander, voordat God met jou gaan connect nie. God wil die heeltyd met jou in 'n verhouding wees. God pursue elkeen van ons, almal in die hele wêreld. Jesus het gesterf vir alle mense. En hy pursue ons elke dag om met ons te connect net daar waar jy is. In jou happy tye, in jou sad tye, in jou Jan tye toe jy skade gemaak het vir die evangelie. Ek kan amper nou sy naam sê, ek wil eintlik vir die kamera sê, ek gaan sê, Ellen, ek vra ek jammer. Want ek wonder of Ellen glo. En of hy net nog 'n storie nou het om te sê, ja, weet jy wat, ek het hierdie Christen geken wat saam met my gewerk het. En hy het vir my gesê, jy gaan in die hel brand. So terug na connect waar jy is, jy hoef nie slide op te sit nie, ek gaan nie weer klap nie. Connect waar jy is beteken ook, dat God wil hê ons moet connect waar ons is. Elkeen van ons is ergens op 'n plek waar ons connect. Ek meen, verhoudings is die sentrale deel van disippelskap. Verhoudings gebeur in jou buurt, op die golfbaan, by jou kinders, by jou werksplek, in plekke waar jy skouers skuur met ander mense. Ek praat nie van soos ek Bible bashing of mense oordoen, ek praat van ons is die hele tyd tussen mense. So God wil hê ons moet connect waar ons is. En daar waar jy connect, dit gaan nie in die verlede gaan oor bring almal net na 'n kerk toe en as jy by die kerk is, laat die dominee ou tot bekering bring. Laat hulle uitkniel en dan vat ons dit van daar af. Nee, ons as gemeente wil hê ons moet uitgaan. Ons wil mense toerus om te sê, daar waar jy is, leef die evangelie. Laat jou lewensstorie ander mense se lewens verander. Laat jy Jesus se storie deur jou lewensstorie uitbeeld. Nie 'n perfekte lewe nie. Nie 'n heilige lewe nie. Hoor my mooi. Ons almal wil graag as gevolg van God se onvoorwaardelike liefde, wil ek anders leef. Ek leef nie anderster sodat God my moet lief hê nie. Maar as ons voor mense kan wees en kan normaal wees en op ons regtig autentiek kan wees, kan mense na ons stories kyk. Ons as Christene weet een ding, dat God is altyd met ons. So daar's net getuienis of jy mense moet vertel van, weet jy wat, daai dag toe dit gebeur, ek het my tyre was pap en toe kom haar ou en die wonderwerk gebeur en die Here help my nie. Daar's definitief stories soos dit. Maar daar's ook stories wat goed in jou lewe gebeur het, waar God jou dalk nie gehelp het nie. Maar hy was die hele tyd by jou gewees. Dis partykeer 'n groter getuienis. Iemand nou lank om my gevra en ek het nou The Chosen begin kyk. Ek het laas gesê ek wou baie van hulle karakters uitbeeld om hulle beter te verstaan. En daar's een episode waar daar's 'n groot Johannes en 'n klein Johannes. En klein Johannes is so 'n bietjie krepeel en hy kom na Jesus en hy sê vir hom, "Hoekom het U my nog nooit gesond gemaak nie?" En Jesus sê, "Ek kan jou gesond maak, maar ek gaan nie." Want dink wat jou getuienis gaan wees, dat as ek jou nie gesond maak nie, hoe die effek wat dit op ander mense gaan hê. Hy sê enigs in die hemel, gaan jy spring so 'n ribbok, jy gaan gesond word, maar nie nou nie.
En ek het al voorheen vir hulle gesê, ek sukkel met depressie. En ek het al hoeveel keer gebid en vir julle vra oor die vat dit net weg. Ek wil dit nie hê nie. Verander dit net. Ek wil ook in die oggende word en soos Reino wees. Happy en vriendelik en vol lewe. Fake it till you make it. Maar dit gebeur en ek wonder net, ek sê nie God het vir my depressie gegee nie. Maar ek het al agtergekom as ek authentic met mense is en in my brokenness met mense praat en in my simpel goed, is mense sê maar ek kan met jou connect, nie omdat jy 'n cool ou is nie Jan, nie omdat jy amazing is, maar weet jy wat, jy verstaan my. Ek het die meeste mense al geconnect in my lewe, as ons saam broken is, as ons saam authentic is, living life deeply together, en ons deel ons lewens met mekaar. Jou storie hoef nie perfek te wees nie, want God se storie is perfek. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy moet net authentic wees. God sal die res doen. Ek moes op hardheid besef dat ek kan nie mense red nie. Net God kan. Die Heilige Gees in oortuiging. Hy kan iemand verskyn in Indië in 'n droom. Hy kan 'n donkie met hulle laat praat. Hy kan op enige manier dit laat doen. Hy het nie my nodig nie. Maar hy wil so graag deur ons sy liefde vir ander mense wys. Weer eens Oosrand dinke. Jan Oosrand, jy kan vir my pamflette gee, ek kan vir my die koerant gee, ek kan vir my allerlei goed gee en sê, Jan, hierdie restaurant is die beste. Ek gaan nie gaan nie, jy gaan my nie oortuig nie. Maar dat een van my vriende vir my sê, hoor, hierdie plek is die lekkerste plek, dan sal ek gaan. Word of mouth is my baie meer as dit. So ek dink jy ken iemand of jy het 'n vriend wat nie in die Here glo nie. En hy hoor by jou, hoor jy, ja, my lewe is partykeer of, my lewe is partykeer af. Het gaan partykeer sleg, maar een ding wat ek weet, ten spyte van dit alles, God is met my. God is lief vir my. Hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hy lief het. En wie wat hy het jou net so lief. En hy wil met jou connect net al wie jy is, maak nie saak wie jy is of wat jy gedoen het nie. Hy wil met alles met jou in 'n verhouding wees. Vriende, kom ons deel Jesus se storie deur ons lewensstories. Kom ons word 'n gemeente wat nie net praat nie. My grootste vrees is dat ons 'n gemeente gaan word of 'n plek waar dit 'n eksklusiewe groep is, waar dit net oor ons gaan. Ons kom almal hier, ons word almal lidmate, ons kuier hier saam en dis ons teen die wêreld. Elke ou vir homself en die duiwel vir die res. Ons moet net hier staan want hierdie wêreld is besig om te gaan. Die wêreld is besig om aan die einde kom. Ons moet net uit hierdie wêreld uit wees. Waar was Jesus? Jesus was in die wêreld. Jesus was bekend gewees as 'n wynsuiper en 'n vraat, want daar waar hy gesit het was saam met sondaars en mense met wat die kerkmense nie meer wil uitgehang het nie. Jesus wil hê deur ons lewensstorie kan ons sy storie uitleef. Kom ons elkeen connect met God. Kom ons connect met mekaar, maar kom ons connect ook met die wêreld. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u genade dat u liefde nog steeds uitgaan ten spyte van my, dat u vir Ellen liefhet en dat ek glo u by hom uitgekom het of nog besig is om by hom uit te kom. Dankie Here vir die onvoorwaardelike liefde, liefde wat ek nie kan verstaan nie. Wat vir my moeilik om te verstaan is, hoe kan nie iemand soos ek lief hê, as u my regtig ken, diep ken. Here, help my ook wat my brein ook nie kan verstaan nie, dat u almal ewe lief het, onvoorwaardelik. Maak nie saak wie hulle is nie, maak nie saak wat hulle gedoen het nie. Dankie Jesus dat u vir almal gesterf het. Jesus het vir ons daai opdrag gegee, het vir die kerk hierdie pragtige, mooi, goeie nuus boodskap gegee om te gaan sê, vertel van ander mense. Vertel vir hulle van hierdie goeie nuus. Vertel van hulle van hierdie onvoorwaardelike liefde. Wys vir hulle hoe dit is om in 'n verhouding met my te leef. Help ons Here dat ons as gemeente, dat ons net hier is en sê ons is nou hier bo en ons is nou gebou en ons is nou hierdie kerk nie, maar dat wat ook al u plan is, dat u deur hierdie kerk, nie oor my, oor Stefan, oor Herman of ene persoon, maar dat u koninkryk sal kom. Dat ons 'n ligbaken sal wees vir hierdie omgewing. Dat lewens verander sal word, omdat mense hier uitstap
en u liefde uitleef. Dankie vir die onvoorwaardelike liefde. Ons is baie lief vir u. Amen. As jy vandag vir die eerste keer hier is, wil ek jou baie graag ontmoet. Kom sê hallo. Vir die mense wat ingeskryf het vir die lidmaatklas, gee ons personeel net kans om die kinderbediening saal net te verander of reg te kry. 10:30 kan julle saam met ons daar kom kuier, so almal wat ingeskryf het vir die lidmaatklas, julle kan ons daar kry, en vir die res van julle kom ons kuier, lekker saam met die koffie en tee. Ek gaan die seën van die Here oor ons uitspreek. Mag die liefde van God die Vader, die onvoorwaardelike liefde, die genade van Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees. Amen.